Okay, Chloe, en as sy, dankie dat jy 'n bietjie met rekord gesels. Chloe, ons begin by jou. Vertel gou vir ons, hoe het jy in Amerika beland? Hoe bevind jy dit daar? En dan so 'n bietjie oor jou planne na die Statebond spele tweede jaar. So ek was gekontak deur die coaches by Hastings College en ek het opgeëindig om 'n scholarship daar te kry waar ek nou stoei. Ek het opgeëindig om afstap die nasionale kampioenskap in Amerika te kry en dan ja, werk ons net sterk vorentoe vir whatever voor lê. Ja. Okay, en dan Statebond, jy gaan nog as 'n junior deelneem, né? Ja, junior en ons gaan probeer vir seniors. Okay, en hoe lyk jou kanse op hierdie stadium op die rankings en so aan vir 'n medalje op die Statebond? Goed, ja, baie goed. Okay, dan het jy vir gesê ook, dan maak jy oor 2 jaar Olimpiese spele toe? Ja, ons werk om in 2028 Okay. na die Olimpiese spele. En jou rankings, hoe lyk dit in Afrika? Is jou kanse redelik om daai top 2 te kom? Ja, baie goed, ja. Okay, dan is sy, jy het nou net in die Afrika kampioenskap deelgeneem, het jy gesê 4 en 'n 5de plek. Ja, Vertel ons 'n bietjie, hoe was Egipte? dit was baie lekker. Ek moet sê, soos ek het baie geleer uit hoe ek gestoei het en ek voel ek kon baie leer soos en bevorder en dit was dit vir my baie lekker om die stoei te kyk en ek voel ek kan van die ander stoeiers wat hulle gedoen het net leer van hulle ook. Okay. En ek dink ook soos dit het my ook gewys dit het my regtig sterker gebou binne my mindset om my mindset beter te maak en ek wil net soos ek het baie support deur my spanmaats gehad wat my ook opgebou het en ek wat hulle ook opgebou het. Okay, en dan, hoe lyk jou langtermynbeplanning? Wil jy ook soos jou sussie Amerika toe gaan? Ja, dis maar die langtermynplan. Okay. En ek meen, stoei is ook deel van jou langtermynbeplanning. Ja, definitief. Ek wil ook soos my sussie wil ek ook 'n scholarship kry, verkieslik by Hastings ook. En ja, korttermyn wil ek maar net soos ek wil volgende jaar by Afrika kampioenskappe wil ek ook graag my bes te probeer om te wen. Okay. So vinnig van elkeen van julle af, dis nie 'n sport waarin baie meisies deelneem nie. Wat is die voordele van stoei? Uit die aard van die saak, ek meen, almal weet, dit is een van die beste sportsoorte om jou liggaam te ontwikkel en sterk te maak, maar wat is die voordele? Is daar enige sielkundige voordele wat julle nou sou dink dat julle ervaring, want julle is seker nou 2 van die mees ervare meisies in Suid-Afrika wat stoei betref. Ek sal sê jy word groot met 'n passie om 'n passie te hê vir iets. Ek bedoel, dit maak jou kop met baie sterk wees om hierdie sport te doen en ek dink om groot te word in die sport is baie voordelig. Ek bedoel, ek het nog nooit gesukkel om soos my dissipline in soos skool en goeie ek moes soos wat ek groot geword het met die stoei om heeltyd konstant te bly, konstant op te daag, konstant my bes te gee. Dit loop oor tot in alle aspekte van jou lewe in en selfs as ek ooit moet ophou stoei, wat ek geleer het van stoei af, sal altyd oorloop in die res van my lewe in, ja. Okay, en as jy ook sê, daai dissipline aspek help jou met ander vlakke ook. Ja, ek sal definitief sê dat stoei my gehelp het, even soos met skool en ander sporte ook, maar soos ek voel, as ek nie stoei gedoen het nie, sou ek nie die mindset gehad het wat ek nou het nie, en dit het my regtig gehelp. Okay, wel dan tot dusver vir al twee van julle, en ons hou julle dop en ons hoop uiteindelik daai Olimpiese medalje sal vir julle al twee kom. Baie dankie. Dankie vir julle.